Sy, kom ons buig net die hoofde saam. Here, dankie. Ons op U kan vertrou en ons vertroue op U stel en vir U kan vra vir ons te seën vanmôre. Ons te help, ons onderneem, ons deur te dra. Want ons het U nodig, Here, en sonder U kan ons nie aangaan. Dankie dat elkeen vanoggend hier moet wees, dat hier moet wees. As baie wat siek is, wat nie hier kan wees nie, Here, dat U ook met hulle sal wees vanoggend. Elkeen wat instream, dat U met hulle gaan praat en dat hulle gaan weet U te plan, U te doel en U gaan help. En ons bring U die lof en die eer. U is 'n goeie God en as niemand so sien nie. Amen. Prys die Here, hier kan jy se plekke neem. Baie welkom aan elkeen. Ons is so bly U is hier. Nou broeder en suster, ek en pastoor Japie praat al eintlik 'n paar weke oor dit wat ek vanoggend met u gaan deel. Ons het begin praat oor hoe mense te help wat deur stryd gaan. Weet so, dit gaan eintlik hoe om teëspoed hanteer. Hoe doen ek dit? Ek gaan nou deur hierdie goed en die meerderheid van julle wat hier sit, gaan deur teëspoed of is deur teëspoed onlangs, of die teëspoed lê nog voor en dis rof. Weet dan, ek het nou net vanoggend so vinnig gekyk en net, jy het nou die teëspoed gehad van daai klont in die long en die Here het jou daar uitgelig maar is teëspoed waardeur jy moes gaan. En Gerda, ons moet vir ma in die week begrawe vir ouma Annetjie en dis teëspoed waardeur mens gaan en mens weet nie hoe mense dit moet hanteer. Van julle Frik se vrou lê nou al die hele week siek en dit gaan rof. Dis teëspoed wat ons moet hanteer. Ander gaan deur finansiële kwellinge en is hofgoed wat voor lê en dis huwelik wat stryd het en daar's huwelik in die gesin en miskien 'n kind of 'n ma of 'n pa of iemand naby aan jou verloor die afgelope tyd. Dis teëspoed. En teëspoed moet ons kan leer om te hanteer, want dit gaan kom, en as jy in dit is, doen jy 'n paar goed wat jy gewoonlik verkeerd doen. Want die verkeerdste ding wat jy kan doen is, ja, die Here is vir my kwaad, so los dit. Wil die mense naby my hê nie? Los dit. Los my uit. Nee, dis die verkeerdste ding wat jy kan doen. Sê, deur teëspoed gaan het jy het mense nodig, wat die Here ken, wat saam met jou op pad kan stap. En dis die goed waaroor ons vanoggend gaan praat. En vir die Here gaan vra om te help. En ek gaan vanoggend vinnig 9 goed noem. Dit gaan nie lank wees nie, ek beloof, maar ek wil hê jy moet so 'n bietjie fokus vanoggend en sê, okay, hoe hanteer ek hierdie stryd? Kom ek deur hierdie stryd? Gaan ek deur hierdie goed kom, want ek weet nie hoe nie. Maar ek weet, God gaan vir my help en God gaan vir my deurdra. En dis waarop ek jy wil moet fokus vanoggend om te sê, Here, ek wil leer U om teëspoed te hanteer. U moet vir my wys dat ek deur hierdie goed kan kom, want U gaan vir my help. U gaan vir my deurdra, U gaan vir my onderneem. Nou die versie wat ek hanteer vanoggend is Johannes 16 vers 33 waar daar staan, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Ek het net daai gedeelte aangehaal, in die wêreld sal julle verdrukking hê. Nêrens in die woord staan daar, luister mooi, dat ek en jy nie stryd gaan hê. Nêrens staan daar daar nie probleme in my padland sal kom. Nêrens staan daar dat ek nie sal siek word nie. Nêrens staan daar dat ek nie sal doodgaan. Ek praat nou aards gesproke, né? Want ewig gesproke gaan ek nooit dood as 'n kind van God is nie. Ek gaan die ewige lewe beerwe. Want daai goed is deel van hierdie aardse sondige lewe. Ek was saam met 'n sussie in die week so bly toe sy sê, dis nou al 2 jaar wat die Here my verlos het. Wow, dit is iets om oor te getuig en te sê, Here, kyk wat het U gedoen. Ek was so bly oor 'n ma wat gesê het,
Die Here het ons gehoor, my kind is aangeraak. Jy sien, dis die goed wat ons moet leer reg hanteer, as dit ons pad langs kom, as wat ons net sê, ek weet nie wat om te doen nie, ek gaan nou maar touw opgooi. Nee, jy gaan nie. Jy werk deur hierdie goed, en jy vra die Here om te help. Elke mens sal die een of ander tyd hierdie goed ervaar, of het nou pyn, en of het nou teleurstelling, verlies, siekte, vervolging, finansiële druk, man, hierdie goed gaan ons ervaar. Daai goed is, nee, jy sta haastig, sis, ek nog steeds by punt 1 nie. Ek nog by die inleiding. Ok. So ek en jy moet weet, hierdie goed gaan kom. En God gaan vir ons help. So baie mense dink, dat wanneer hulle die Here dien, altyd alles sal maklik wees. Ek ken baie sulke mense, ek is mos nou kind van God, nou moet die tronkdeure oopgaan. Nee, dit gaan nie. Nou dat ek kind van God is, nou moet hierdie siekte verdwyn. Hy gaan nie noodwendig verdwyn. En Paulus het daar in Korintiërs gesê, Here, asseblief, vat hierdie doring in my vlees weg. Toe sê die Here, my genade is jou genoeg. Hierdie goed gaan nie net poel. Jy weet, dis wat ons graag wil hê moet gebeur. Simsalabim. Dat kan happen. Ek en jy moet hierdie goed werk. En vir die Here vra om vir ons te onderneem. Die vraag is nie, sal teëspoed kom nie. Die vraag is, hoe gaan ons reageer wanneer dit kom? Hoe gaan ek optree? God wil hê, dat ons nie deur teëspoed vernietig moet word nie, maar daardeur gevorm moet word. Nou punt 1, nou kan jy aangaan. Erken dat teëspoed 'n werklikheid is. Erken dit. En sê, ek weet hierdie goed gaan kom, die Here gaan vir my help. Die Here gaan vir my deurdra. Jesus het nooit 'n probleemvrye lewe beloof nie, nêrens nie. Teendeel, ek gaan terug na die skrif, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, julle sal. Jesus het ook vir sy disippels nooit 'n probleemvrye lewe beloof nie. Die van julle wat nie weet nie, met net die uitsondering van een disipel, is al die ander gewelddadig doodgemaak. Met die uitsondering van een. Het was net Johannes wat 'n lang lewe gehad het, maar ook nie sonder stryd nie. Almal is op verskriklike wyse dood. Groot manne van God het ook swaar kry beleef. Josef is verkoop deur sy broers. Job, Dawid, Paulus, Petrus. Selfs ons Here Jesus Christus het gelei en swaar gekry en teëspoed gehad. Teëspoed beteken nie dat God jou verlaat het nie. Dis nie wat dit beteken nie. Soms dink mense, waarom gebeur dit met my? Wat het ek nou verkeerd gedoen? Ek kry dit so baie. Hy begin vra, wat doen jy reg? Want die vyand gaan jou definitief nie los nie. So in plaas van dat jy, weer soos Leon gesê, begin hy positiewe denke. Want het lei uiteindelik tot die geloof. Ek en jy moet vashou aan die Here en sê, ek gaan die Here nie los nie. Die waarheid is egter, ja, ons leef in 'n sondige wêreld. Ja, dis as gevolg van sonde wat ons al hierdie stryd en probleme het. Tweedens, bly nader aan God beweeg en moenie wegtrek en wegbeweeg nie. Ouens wat deur stryd gaan, wil hulle self gaan isoleer. Me, myself and I, met my trane en my depressie, los my uit. Nee. Sê jy nie uitlos. En as mense deur sulke goed gaan, moenie hulle uitlos nie. As hulle vir jou sê, los my uit, dan sê jy vir hulle, ek sal nie. Ek doen dit.
Sal nie. Wat sal jy deur hierdie ding gaan? Ek haat jou, dis okay. Ek's lief vir jou. Dis hoekom ek hier is. Kan ek julle goue geheim vertel? Weet julle, ware vriende, ware vriendskap kom slegs na vore wanneer daar teëspoed is. Jy kan nie jou vriende beoordeel as alles goed gaan nie. Want dan's daar baie. Dis die oomblik waar die teëspoed en die stryd daar is. Dan kom jou ware vriende na vore. Dan weet jy op wie jy kan vertrou. En dis ware kinders van God. Dis die wat ek op kan vertrou. So wanneer swaar kry kom, gebeur een van twee dinge. Mense hardloop of na God of hulle hardloop weg van God af. Maak die keuse om na God toe te hardloop. Nie weghardloop van God af nie. Die vyand wil hê dat teëspoed jou geloof moet vernietig, maar God gebruik teëspoed om jou nader om hom te bring. Psalm 34 vers 19 sê, daar is hy. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Ouens wil nie daai vers lees nie. Kyk alsof. Die eerste deel sê menigvuldig. Ek wil weer dit lees. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Die Here sê elke teëspoed wat jou pad langs kom, sal hy jou deurhelp. Hy sal jou uit almal van hulle red. Maar hy sê, ek weet dis nou nie 'n vers wat ons baie like nie. Menigvuldig beteken baie. Baie is die teëspoede van die regverdige. Hy wat die Here dien, gaan baie nonsens moet opvreem. Hy wat waarlik kind van God is, gaan baie nonsens beleef. En deur baie teëspoed gaan, maar die Here beloof uit almal sal hy jou red en jou help, elke liewe een van hulle. Dis die belofte wat hy gee. Let op, die Bybel sê nie die regverdige het geen teëspoed nie. Dit sê God red hom daaruit. God help hom daardeur. God onderneem vir hom daardeur. So dis die tweede ding wat ek en jy dan moet doen, hardloop na God toe. Die derde ene is, bid meer, kyk, daai het ek nou al verby gegaan, daar is die bietjie stadig, okay. So God gebruik teëspoed om ons nader om te trek. Nommer 3, bid meer in moeilike tye. Ons moet baie bid, maar as dit moeilik gaan, moet jy meer bid. Want dan moet jy weer die aanslaas, nou ekstra. Nou moet jy ekstra bid. Nou moet jy ekstra effort insit. Die Here wil my nie hoor nie. Luister. Die Bybel sê die Here hoor my altyd. En op die regte tyd sal hy my verhoor. Maar ek moet vashou. En ek moet vorentoe gaan. En ek moet hom vertrou. En die eie ek moet weer bid. En meer met hom praat. Sodat die Here my kan deurdra. Sodat die Here my kan help. So bid in hierdie moeilike tye. Baie mense bid net wanneer hulle uit mekaar uitval. Dis die probleem. Ek het daai voorbeeld al so baie gebruik. Dis die spaarwiel metode wat ek gebruik. Die Here is my spaarwiel. Ek gebruik hom net wanneer ek hom nodig het en as ek die boot oopmaak en ek soek na die spaarwiel, as die spaarwiel gone. Gelukkig die Here is nooit gone nie, maar jy hoor wat ek sê. Trek net die klankkabel uit. Ek en julle moet God vertrou. Altyd. Nie net wanneer ek uit mekaar uitval nie. Altyd.
Filippense 4 vers 6 en 7, ekskuus, hy het vasgehakel, maak hom gou reg. Filippense 4 vers 6 en 7 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. So wat moet ons doen? Ons moet bid, ons moet vir God vra om te help, en daar's 'n paar dinge wat gebed doen. Nommer 1, bring vrede, gee rigting, versterk geloof, en herinner ons dat God in beheer is. So wanneer jy nie antwoorde het nie, bly bid, bly God vertrou. Vra vir God om vir jou te help. Kijk, so dis die derde ding wat jy moet doen as jy deur teëspoed gaan. Bid meer. Vra dat die Here jou help. Nommer 4, praat oor bewaak jou woorde in teëspoed. So, jy moet jou woorde bewaak. Wat sê dit? Pas op wat jy sê. Want daar is krag in die tong, sê die Bybel. En daar's krag in die woorde wat in die tong spreek. Dit gaan so sleg met my. Luister, wat sê jy? Jy spreek dit oor jouself. As ouens vir jou vra, hoe gaan dit met jou? Ag, jy moet nie eers vra nie. Alles loop skeef. My lewe is in 'n gemors. Alles draai verkeerd uit. Hoor wat praat jy? Ek wil teruggaan na Leon toe, want hierdie pas eintlik so mooi aan hierdie positiewe denke. Ek het ook al hierdie stryd. Luister, ek's 38 jaar getroud. Dink julle nie ek het stryd nie? Gelukkig is hy by die kinderkerk. En my skoonma gee my gas. Wat so kyk jy vir my? Ek het gister so gelag, die begrafnisondernemer het vir Stella gesê, jong, ek wil jou steel, jy moet vir my kom werk. Toe sê ek, jy kan hom met graagte kry, want ek weet, sy gaan binne 'n paar dae jou terugstuur. Maar kan julle hoor, ons wil net die hele tyd negatief praat, en ons wil nie ons woorde bewaar nie. Want kom ons kyk na die situasie. Weet julle wat het gaan goed met my? Kyk hier. Ek het nie 'n siekte omdat ek so lyk nie. Gaan goed met my. Kyk hier, so ek's mooi aangetrek. Julle kyk hoe mooi lyk ek kon soos Michael gelyk het. Nee. maar kan julle hoor wat ek vir julle probeer sê? En ek is gesond. Ja, ek het my pyne, maar ek is gesond. Die Here voorsien nog, die Here onderneem, die Here help. Ek wil vir julle getuienis gee, en ek gaan dit deel, want ek dink die mense besef, die wat by dit betrokke was, hoe groot die Here regtig is nie. Ek het vir die Here gevra, ek wil iets vir my span wat saam met my werk. Hier in die kombuis en in die kerk, en met die welsyn, en met al die goed wat ons doen, en vir die skool wat ons kos gee, en ons uitreikings, en met die silwer krone uitreikings, en al die goed. Daar's soveel werk wat gedoen moet word. Ek wil julle so graag bless. Maar finansies bly 'n probleem, en maar net vir die Here gevra om te help, en weet julle wat? Hier van nêrens af, die bel 'n man my, en hy sê vir my, hy wil graag die gemeente bless. Ek dink, okay, wat het jy in gedagte? Nee, hy wil hulle bless met vleis. Okay. En toe kry ek genoeg, dat ek elkeen van hy spanlede 'n vleispakkie kon gee. En weet julle, dit was vir my so groot saak gewees. Hierdie mense wat elke dag hier by die kerk is en wat werk,
Ek kon iets vir hulle doen, omdat die Here op 'n man se hart dit gelê het, en sy vrou. En ek het hulle seker 10 jaar terug getrou, as ek nie mis het. En kyk nou net, dan sê ons hier uit die bloute uit. Dis nie uit die bloute uit, dis God. Dis die positief waarna jy moet kyk. So pas op vir jou woorde. As jy dit negatief gaan spreek, spreek jy die goed oor jou. Maar as jy lewe gaan spreek, spreek jy dit ook oor jou. Dis dit nie wonderlik nie. Dis God. Dis hoe God voorsien. Dis hoe God wat onderneem. Dis hoe God help. So kyk so 'n bietjie eerder na jou positiewe, as wat jy heeltyd wil hierdie negatiewe goed spreek. Ek hoor nou die dag weer ou sê, ek het met die verskriklikste vrou getroud, ek sê, jy het haar gekies. Jou skuld, moet jy haar blameer nie. Spreek lewe. Ja, ek het hierdie wonderlike vrou, dat sy al my nonsens opvreet, wonderlike vrou. Al gee sy my gas, is reg. Hou my op die regte pad, ja. Ek en jy moet begin lewe spreek oor ons omstandighede. Ag, ek is so alleen. Luister, wie se skuld is dit joune? Ek het die week weer 'n dametjie gehad, ag, Here, ek vorder nou al in die jare, ek is al oor die 30, en ek het nou nog nie 'n man nie, en hy het nou nog nie kom klop aan my deur nie. Toe sê ek vir haar, dis ook jou eie skuld, want gaan uit en gaan vry, man, en dan sal hy ergens kom, man. Ek moes dit sê. Spreek lewe! En vra die Here om te help. Vra die Here om vir jou te voorsien. Maar spreek dit in die naam van die Here. Here, dankie dat U gaan voorsien. Dankie dat U gaan onderneem. Dankie dat U gaan help. Want dis wat die Here elke keer doen. Maar ek en jy moet dit begin spreek, so bewaak jou woorde. Ek het nou lank genoeg daarby stil gestaan. Jy sien, in moeilike tye praat mense maklik in ongeloof, vrees, bitterheid, moedeloosheid. Maar jou woorde het krag. Spreuke 15:18 vers 21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong. So vir my ongeloof, vrees, bitterheid, moedeloos. Verklaar is God is met my, die Here sal voorsien. Ek sal nie moed verloor nie, God sal alles ten goeie meewerk. Sê dit. Want Spreuke 18 vers 21, ek sê dit weer. Dood en lewe is in die mag van die tong. Dit wat ek spreek. 5dens, God gebruik ook teëspoed om jou te vorm. Daar's 'n spreekwoord wat sê, there can be no growth if there is no pain. Dis 'n universele beginsel. Nie net 'n Bybelbeginsel nie, almal glo dit die wêreld deur. Daar kom groei deur pyn, deur stryd, deur teëspoed. Dis hoe ek groei. Sê geweet jy groei nie as dit net goed gaan nie. Jy groei as die stryd juis kom. Dis wanneer die groei kom. Plantewêreld, dierewêreld, mensewêreld, dit werk oral so. No growth is there's no pain. Ons verstaan nie altyd waarom God sekere dinge toelaat nie, maar God laat vir 'n rede pyn my pad langs kom. Romeine 8 vers 28 sê, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles uiteindelik ten goeie sal meewerk. So God gebruik teëspoed om jou te vorm. Nou teëspoed bou karakter, leer afhanklikheid, versterk geloof, breek trots en bring geestelike volwassenheid. Weet, Josef se verhaal is, het my net meer en meer getref, want Josef is verkoop deur sy broers, dit het gelyk asof God hom verlaat het. Maar God het elke pynlike oomblik gebruik om Josef voor te berei vir 'n groter doel. Elke liewe dingetjie wat Josef deur was, het God 'n plan mee gehad.
En uiteindelik word hy op daai stadium die tweede magtigste man in die hele wêreld na Farao. En God gebruik nie Farao nie, maar juis vir Josef om die hele wêreld te red van hongersnood. Een ou wat verkoop is deur sy broers. Wat oorspronklik wou die broers hom doodmaak, maar God het dit nie toegelaat nie, want God het 'n groter doel gehad. En jy sien miskien nog nie waar jy op pad heen is nie, maar God het 'n doel en God het 'n plan. En God gaan vir jou help. Miskien gaan jy deur hierdie stryd by die werk, sodat God uiteindelik 'n groter plan na vore kan bring. Nou Petrus. Presies dit. Ek en jy gaan deur stryd partykeer en ons verstaan dit nie, maar God het 'n plan en 'n doel. So wat sy broer se kwaad bedoel het God vir goed gebruik. Nommer 6. God gebruik baie keer hierdie goed, sodat jy nie jou fokus op die storm moet plaas. Tot daar kan ek vinnig dink, ek dink ek het daar gesê, die Petrus, toe hy in die bootjie is in hierdie storm, en hulle sien hierdie spook, wat toe nou Jesus was, wat op die water geloop het, toe sê hy, as het U is Here, sê vir my kom, en die Here sê nou kom. Ek sal nou nie presies dit gesê het nie, ek sal nou eerder gesê het, ag Here, maak die storm stil. Ek sal nou nie gesê het, sê vir my kom. Ek dink ook nie jy sou nie, hierdie golwe, wind, rof. En die Here sê kom, en terwyl Petrus sy oë op die Here gehou het, was dit oukei. Hy het op die water geloop in die storm. Die oomblik wat hy sy oë van God afhaal, of van Jesus afgehaal het, wat het gebeur? Toe sink hy, toe sê hy, Here red my. En wat sê die Here? O, klein gelowige. Hy het nou net op die water geloop, terwyl hy sy oë op die Here gehou het. En toe haal hy sy oë van die Here af, en toe sink hy. So moenie jou fokus op die storm plaas nie, plaas dit op God. Petrus het op die water geloop, totdat hy na die wind gekyk het, Matteus 14 vers 30. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bevrees geword. So baie gelowiges sink, omdat hulle na die probleem kyk, na die nuus luister. Ek sal nog hier en daar nuus lees, maar ek luister nie meer nuus nie, want jy glo ons kom twak. Want gaan luister so bietjie, nuus is net negatief. Daar's niks positiefs nie. In elk geval, koerante verkoop nie goeie nuus nie, hulle verkoop slegte nuus. Dis wanneer hulle goed verkoop. Ek en jy moet sê nee, gaan nie na die storm kyk, na die probleem kyk, nie, kyk na God. So, hou jou oë op Jesus, en dis wat Matteus 14 vers 30 sê. As die sterkwind kom, oog op die Here. Nie op die wind nie, nie op die storm nie. Nommer 7, wees geduldig, God werk in die verborge. Maar hierdie storm wil nie verby gaan nie, luister, wees geduldig, elke storm gaan verby. Ja, maar myne hou nou vir ewig aan, nee, het is nie, want jy is op 'n sekere dag gebore, dis nie ewig. Sien julle hoe praat ons? Dit hou nog altyd so aan. Altyd, nee. Gaan dit altyd net sleg met jou? Definitief. Ek bedoel, as jy slaap, kan dit nie sleg gaan nie. Dan gaan dit oukei. Dit is eers om in die slaap te kom, ne? As die een pastoor droog maak, kyk wat doen die pastore, kyk wat doen die pastoor. Want ons om ons altyd veralgemeen, altyd sê altyd, vir ewig. Nee, wees geduldig, God werk in die verborge. Nommer 7. Ons wil onmiddellike antwoorde hê, maar God werk dikwels in wagtye. Jesaja 40 vers 31 sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. So wat moet ek en jy doen? Wees geduldig in die storm.
Wag beteken nie, God doen niks nie. Terwyl jy wag, werk God, berei God jou voor, genees God, vorm God, en open hy nuwe deure. So ek en jy moet geduldig wees. God werk in die verborge. Nommer 8. Moenie alleen deur die teëspoed gaan nie. Wat moet jy doen as jy teëspoed kry? Call a friend! Wat kind van God is so ballooi? Ek kan nie meer nie. Ek het in hierdie week, skus ou Konrad, ek massage hom ook sommer gou, jy weet. Ek bel in die week 'n pastoorsvriend van my, ek het hom eintlik lanklaas gesien, hy het 60 geword hierdie week, gaan deur groot stryd. Sê ek dink net aan jou vandag weer. En ek wil jou net seën in die naam van die Here. En die ou raak so bewoe, jy weet. So asof ag, dankie tog, jy sien my raak en niemand anders nie. Ons het mekaar nodig. Ons kan nie sonder mekaar nie. Ons as kinders van die Here moet saam staan. Ons as kinders van die Here moet saam vertrou. En vir die Here vra om te help en te onderneem. Maar Gerard, was so lekker om jou net te druk hierdie week en te sê, ons gaan mooi vir ma tot sien sê, sy is nou okay, ons is nie, maar ons sal okay raak. Want God help ons. En dis wat ek en jy moet doen, om te sê, hey, ek wil net iemand hê met wie ek kan praat, iemand wat saam met my kan bid, iemand wat my kan bemoedig, iemand wat daar is vir my, iemand wat verstaan, ek gaan deur 'n stryd, en hulle verstaan, ons moet God vertrou om daar deur te kom. Ek kan nou vir jou vra, die grootste stryd wat jy nog ooit gehad het, dink gou bietjie vir 'n oomblik, wat is dit? Jou grootste stryd in jou lewe. Het jy daar deur gekom? Die antwoord is ja. Wat is jy? En hoe het jy daar deur gekom? Met die hulp van die Here, maar ook die hulp van mense. Want jy kan nie alleen deur 'n ding kom nie. Die Here het ons nie gemaak om alleen te wees. En dis hoekom my kinders van die Here op ons paaie plaas, om ons te help en vir ons te onderneem. Ons hand te vat, saam met ons te stap, saam met ons te bid. Partykeer net 'n woordjie te gee, of partykeer net so 'n bietjie 'n klap te gee, te sê, hy word nou wakker. Ons het mekaar nodig. Dis baie belangrik. God het die liggaam van Christus gegee met 'n doel. Ons is almal deel van die liggaam. Ons het mekaar nodig. Galasiërs 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste. Ons het mekaar nodig vir gebed, bemoediging, ondersteuning en geestelike versterking, want die vyand hou van isolasie. Luister mooi, as jy daai urge het om alleen te wees, los my net uit. Dis nie van die Here af. Ek praat pertinent as jy in stryd is. Dis wanneer jy mense om jou nodig het, om saam met jou te stry, saam met jou te bid, saam met jou daar te wees. OK, belangrik, maak hy mense om jou by mekaar. Die laaste punt is, hou vas aan hoop. As kind van God is die storm nooit die einde nie. Jeremia 29 vers 11 sê, want ek weet wat gedagtes ek aan gaande julle koester. So ons hoop is nie in mense, in geld of omstandighede nie. Ons hoop is in God. Kyk daar, ons hoop moenie in mense, geld, omstandighede wees nie, maar die storm is nooit die einde vir die kind van God. Dis nooit die einde. God het 'n plan, God het 'n doel. Ek begin saamvat, wanneer jy deur teëspoed gaan, bid eerste.
Nie laaste nie eerste. Lees die woord van God daagliks. Bly in gemeenskap met gelowiges. Praat geloof, nie ongeloof nie. Dank God selfs in moeilike omstandighede en vertrou God se tyd, hy weet wat hy doen. En ek sluit af. Die storm waarin jy is, miskien nou is nie groter as die God wat saam met jou in die storm is nie. Jesus slaap nie, God het jou nie vergeet nie, die Here werk selfs wanneer jy dit nie sien nie. Deuteronomium 31 vers 8, en die Here, hy is dit wat voor jou uittrek, hy sal met jou wees, hy sal jou nie begewe, en jou nie verlaat nie. Here sal ons nie verlaat nie. So vas aan die Here, sal jou nie verlaat nie. En wanneer die teëspoed kom, onthou, God toets jou geloof, maar dit ook openbaar ook God se getrouheid in ons lewens. So hou vas, die nag sal verbygaan, die son sal weer opkom, God is selfs op die troon. Ek het laasweek vir Leon gesê voor die diens, ek sê daar's een liedjie van hom wat altyd vir my kosbaar is, want ek het 30 jaar terug deur 'n stryd gegaan. In die oggend speel ek 'n liedjie van Leon Ferreira. Môre sal die son weer skyn. Miswolke sal land verdwyn. Glimlag deur die stormwind, want jy is 'n koningskind. En toe het hy net geglimlag, want hy het eintlik baie lank klas daai liedjie gesing. Ek en jy moet weet, môre sal die son weer skyn. God sal voorsien, God sal onderneem. Gryp hom net vas. Kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir die woord vanmôre. Dankie dat jy met ons gepraat het. Here, ons weet nou hoe om deur teëspoed te gaan, want ons gaan deur dit. En ons kan niks doen dat ons nie deur dit sal gaan nie, maar ons kan iets doen hoe ons daardeur gaan, hoe ons dit gaan verwerk en hoe ons gaan optree. En Here, help ons om dit te doen. Want ons U gaan vertrou, dat ons gaan bly bid en die woord lees en Here, dat ons nie onsself gaan isoleer nie, ons gaan mense om ons kry en ons gaan nie moed verloor nie, ons gaan absoluut hierdie positiewe gedagtes en woorde spreek in die naam van die Here, want Here, dit bring lewe. Dankie vir wat U doen. En Here, U het met baie vanoggend gepraat, nie net ons hier in die kerk nie, maar hulle wat luister ook en wat nog gaan luister. Help ons dat ons in hierdie storms ons oë gaan hou op U, sodat ons nie sal sink soos Petrus nie. En dat ons op die water sal loop, daai bonatuurlike sal beleef, terwyl ons oë op Jesus gefestig hou. Dankie vir wat U doen vir elke boetie en sussie, Here, en dat U onderneem. Michael, hulle gaan vir ons net lei in so lied of 2. En as jy vanoggend sê, bid net saam met my, ek is in hierdie storm, ek het God nodig. Die boodskap was vanoggend vir my, die Here het met my gepraat, en ek wil net vir die Here vra om beheer te vat van my omstandighede, dat ek deur hierdie storm sal kan beweeg met sy hulp. Dan wil ek jou vorentoe nooi om hier voor te kom staan. Dit is die Here, hier sê ek, U gaan vir my help, en ons gaan saam met U bid, vir die Here vra om vir jou te help, vir jou deur te dra op 'n besonderse wyse. Wie is daar nog wat sê, Here, ek het nodig vanmôre, U gaan vir my help deur hierdie storm. Vas so aan U, en U gaan voorsien en onderneem. Pastore wat vanoggend hier is, kom help net vir my. Sien jy wat uitkom, mense wat in hierdie storms beweeg. Maar God wat vanoggend sê, ek dra jou deur hierdie storm, hou net jou oop my. Ek gaan vir jou help, ek gaan vir jou onderneem, ek gaan vir jou deurdra. Want dis wat God doen, dankie Michael.
This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. I'm desperate for you, my Lord, and I'm lost without you, my Lord. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm lost without you, my Lord, and I'm lost without you, my Lord, and I'm desperate for you. Dankie Koning Jesus. And I'm lost without you. I'm lost without you, Jesus. my Lord. I'm desperate for you. Prys die Here. Ek weet dis iets wat ons gereeld doen nie, want dit gaan ook maar oor data en sulke goed. Maar ek sal hierdie vir u stuur op die groepe, dan het jy dit. En wie wat hou dit? Gaan weer daardeur. As die stryd kom en jy sien, dis wat ek maak. Dit gaan ek nou maak. Ek gaan dit doen, om deur hierdie stryd en teëspoed te kom. God gaan vertrou en God gaan help. Dus gaan ek nou sit aan die tafel van die Here, Pastoor Wiets Engelbrecht, gaan vir ons dan ook die nagmaal bedien, baie dankie. Goeiemôre aan elkeen wat ek nog nie gegroet het nie. En dit is 'n wonderlike voorreg om die nagmaal vanoggend te kan bedien. En is net weer eens as ek kyk na hierdie nagmaaltafel. Dis 'n bewys van hoe lief God ons het, om deur sy seun vir ons te gestuur het. En ons kan dit herdenk vandag, om vir die Here dankie te sê, vir dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Dit was vir ons siektes,
En dit was vir ons sondes, wat die Here dit gedoen het. En al die lof en al die eer kom net aan die Here toe. Ek wil net vir ons so versie lees uit Jesaja. Ek weet julle het seker al baie gehoor, maar dit is so awesome toe ek nou hierdie versie weer sien en net kan besef van dit wat die Here vir ons gedoen het. Jesaja 53 vers 5 sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Deur sy wonde is vir ons genesing gekom. So elke iemand vanoggend uitgekom het gevra het, Here, ek gaan deur storms, ek het die siekte. Jesaja 53 sê vir ons, deur sy wonde het vir ons genesing gekom. En dis wat die Here vir ons gedoen het, deur sy liefde vir ons te bewys. As ons gaan kyk, kan ons vandag dankbaar wees om te sê, my sonde is vergewe deur die bloed van Jesus, wat vir ons aan die kruis gesterf het. My skuld is betaal deur die offer van Christus. My vrede met God is herstel deur die kruis. En die hoop is gevestig in die opstaande van die Here. Is dit nie awesome net te kan besef dat Jesus bereid was om dit te doen vir ons, laat ons vergewe kan wees, laat ons die genade van die Here kan ontvang vir dit wat hy vir ons in die kruis gedoen het. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kom met 'n dankbare hart na U toe om vanoggend net weer aan die nagmaaltafel te kan sit, Here. Here, net weer eens te besef waardeur U vir ons gegaan het, Here, vir al ons siektes en al ons sondes, soos die woord van ons sê, dat daar vir ons genesing kan kom. Here, seën dit nou wat ons gaan doen, waar ons aan die tafel gaan sit, Here, laat ons net nooit, maar nooit sal vergeet vir dit wat U vir ons gedoen het, nie, Here. En ons gee U al die lof en al die eer in Jesus naam. Amen. Ek gaan net vir Michael vra dat hulle maar nog vir ons 'n liedjie speel terwyl ons wag dat al die elemente net uitgedeel word. Dankie. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart. Change my heart, oh God. Make it ever true. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Het almal elemente gekry? Is iemand oorgeslaan? Niemand nie. Baie dankie. Ek lees vir ons uit 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus die nag waarin hy verraai is, die brood geneem het en gebreek het. En nadat hy gedank het, het gebreek en gesê, neem, eet,
dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Kom ons neem die broodjie en ons eet en ons sê dankie vir die Here, dat sy liggaam vir ons gebreek is. Net so ook die beker, en net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie is die beker in die Nuwe Testament, in my bloed. Doen dit so dikwels, as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. En dan gaan het verder en dan sê hy, want so dikwels as julle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy weer sal kom. Amen. Baie dankie. Kom ons sluit die oë en ons sê net vir die Here, dankie dat ons die voorreg gehad het om in die nagmaaltafel te kon sit. Here, dankie, net weer eens, dat ons dit kan vier, Here, vir dit wat jy vir ons gedoen het aan die kruis, Here. Here, dat jy ons sal seën, Here, dat ons nooit sal vergeet vir dit wat jy vir ons gedoen het, Here. Dat ons altyd dankbaar sal wees, Here, en dat ons kan weet dat ons dit het genade gered. En ons wil die loof en prys en ons sê dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Vriende, baie dankie dat julle vanmôre hier so was. Michael, gaan jy nog 'n liedjie speel voordat ons afsluit? Goed. Michael gaan ons 'n liedjie afsluit en dan gaan ek 'n liedjie speel en dan gaan ek afsluit met 'n seëngebed. Goed, hy het die fout gemaak om te sê, ek gaan 'n liedjie speel, ek gaan nie. Julle gaan staan en saam sing. Okay, kom ons staan en ons sing lekker saam. Wie is God soos die, wie kan vergelyk? Wie die grootste naam stel die grense van die oseaan? Wie kan oor sy grootheid stryd? Wie ken elke ster se naam? Wie kan die son beveel om te skyn en die maan laat verdwyn? Onvergelykbare God, hoe groot is U, my God? Wie is die gelyke, onvergelykbare God? Hoe groot is U, my God? Onvergelykbare God. Toch sit ons hier op die beskuldigde pad. Skepper van die heelal onder kruis gehoor. Maar as ek nadink oor die grootheid hier, dan staan my wysheid voor U. Vergelykbare God, hoe groot is U, my God? Wie is die gelyke, onvergelykbare God? Hoe groot is U, my God? Onvergelykbare God. Maar sê ons gee die Here hy lofoffer. En dan ek wil net vir julle sê hierdie was 'n fenominale preek. Baie dankie pastoor Andries. Mag die Here in elkeen van ons harte hierdie woord
ontkiem en ja, dit help ons om deur hierdie stryd te kom. Prys die Here. Kom ons sluit ons weer en sê vir die Here dankie. Here, dankie vir hierdie erediens wat ons vanmôre kon gehad het, Here, dat ons kon sit aan die nagmaaltafel, lof en aanbidding, Here. Here, U vul ons harte met die Gees, Here, en Here, U rig ons en leer ons en help ons deur hierdie stryd wat ons ervaar, Here. Here, goedheid en guns met elkeen, Here. En so sê ons vir U dankie. Dankie dat U 'n God van nabyheid is. Dankie, Here, dat U hierdie diens seën, Here, dat U elke persoon aanraak. Here, soos wat ons vandag, Here, vra ons dat U met elkeen sal wees, deur elkeen se stryd, dat die Gees sal dra en help en onderneem. Ons gee U die lof en die eer daarvoor. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die samesyn van die Heilige Gees, sy met ieder en elk in Jesus naam. Amen. Dan het die tee en koffie en die vetkoeke, julle kan gerus daar ondersteun. Broeder en suster, asseblief ondersteun die toneelgroep met die vetkoek nou, jy kan ook dan koffie gaan drink daar, en dan het jy my nog baantjies van die What Would Jesus Do, die silikon is R10 en die lappes is R15 as ek nie mis het nie. Sy het nog net 'n paar oor, ons sal binnekort weer kry, want dit gaan eintlik redelik vinnig, en daar is nog kaartjies beskikbaar vir die vroue tee op Vrouedag. So baie dankie en baie seëninge vir u.